Vandag kyk ons na 'n ongelooflike oorlewingsverhaal, een wat amper nie sin maak nie. Ons noem dit 'n roofdier se paradoks. Kyk hierna. Dis die Afrikaanse wilde hond, een van die mees bedreigde roofdiere op ons kontinent. En hulle is basies geprogrammeer om een ding te doen: bly weg van leeu's. Maar in 'n sekere park het iets heeltemal onverwags gebeur. Hierdie wilde honde het nie net oorleef nie. Nee, hulle het gefloreer, reg onder die neuse van hul grootste vyand. Die vraag is, hoe? Hoe is dit moontlik? Dis die raaisel wat ons vandag gaan probeer oplos. Goed, so kom ons duik dadelik in. Wat presies maak hierdie situasie so, 'n paradoks? Die hele storie speel af in die Gloloe Mfolozi Park in KZN. En wat jy moet weet van die park is dat dit heeltemal omheind is. Dis 'n geslote stelsel. Dink daaraan so. Op net 896 vierkante kilometer is daar geen ontsnapping nie. Almal is basies gedwing om die spasie te deel. En dis presies waar die probleem inkom. Aan die een kant het jy een van die hoogste konsentrasies wilde honde in Afrika. En aan die ander kant, 'n ewe hoë konsentrasie van leeu's in dieselfde klein omheinde park. Dit behoort eenvoudig nie te werk nie. Leeu's is die baas. Hulle maak wilde honde dood, hulle steel hulle kos. Logies gesproke, in so 'n klein area moes die wilde honde lankal uitgewis gewees het. Maar hulle is nie. En dis die groot vraag, hoekom nie? So, om hierdie raaisel te probeer oplos, het 'n span wetenskappers basies 'n speerondersoek van stapel gestuur. Hulle wou die kode kraak. Wat is die geheim agter hierdie honde se oorlewing? En ons praat nie van 'n vinnige studie hier nie, nee. Hulle het data oor 'n tydperk van 22 jaar ingesamel. Dis meer as 2 dekades se fyn waarneming. Dit gee ons 'n ongelooflike diep kykie in wat regtig daar aangaan. En dit was nie net 'n kwessie van troppe tel nie. Hulle het die lewens van 590 individuele wildhonde dopgehou. Jy sien, elke wildhond het 'n unieke patroon op sy pels. Dis amper soos 'n vingerafdruk. Dit het die navorsers toegelaat om elke liewe dier se persoonlike storie van begin tot einde te volg. So in hulle ondersoek het die navorsers op 2 hoofgroepe verdagtes gefokus. Aan die een kant het jy die intrinsieke drywers. Dis basies alles wat binne die wilde hondwêreld gebeur. Dink aan tropgrootte of hoeveel ander troppe daar is. En dan het jy die ekstrinsieke drywers. Dis al die faktore van buite. Die groot een natuurlik is die leeu's en dan ook hoeveel kos is daar beskikbaar. Nou, dis hier waar die speurverhaal 'n vreemde draai neem. Want toe die wetenskaplikes deur al daardie data begin sif, het hulle op 'n paar leidrade afgekom wat eenvoudig nie sin gemaak het nie. Maar voor ons by daai leidrade kom, dink gou vir 'n oomblik saam met my. Wat sou jy sê help 'n wilde hond om langer te oorleef? Miskien 'n groter trop vir beskerming of dalk minder ander troppe, so daar's minder kompetisie. Hou daai gedagte. Want hier is verrassing nommer 1. Dit blyk dat meer troppe in die area, met ander woorde meer kompetisie, die oorlewingskans van 'n individu actually verhoog het. Dit klink heeltemal agterstevoor, né? Meer kompetisie is mos veronderstel om sleg te wees, maar dis wat die data gewys het. En as jy dink dis vreemd, wag, dit raak beter. Verrassing nommer 2. Om in 'n groter trop te wees, het jou oorlewingskans verminder. So daai hele krag in getalle idee, die data gooi dit heeltemal by die venster uit. Dit sê vir ons iets binne die groter troppe self maak die lewe eintlik moeiliker. Kyk gou hierna. Die grafiek wys wat 'n gevaar is en wat nie. Enige iets regs van daai stippellyn is sleg nuus vir oorlewing. Nou, kyk na die leeu-faktor. Vir die volwasse honde, ja, kyk, die sirkeltjie is ver na regs. Leeu's is duidelik 'n groot gevaar. Maar nou, kyk na die kleintjies. Daai swart sirkeltjie, dis basies reg op die lyn. Dit beteken leeu's het geen meetbare effek op die kleintjies se oorlewing gehad nie. Hoe kan dit wees? Dis nog 'n stukkie van die legpaard wat net nie wil pas nie. So, kom ons vat gou weer voorraad. Meer troppe is goed, groter troppe is sleg, leeu's is net gevaarlik vir die groot mense, niks hiervan maak op sy eie sin nie, maar al hierdie vreemde leidrade lei ons nou na die groot onthulling. Die antwoord lê nie net by die honde of net by die leeu's nie. Dit lê in hoe die twee met mekaar en met hulle omgewing omgaan. Dit kom alles neer op 3 eenvoudige resepte. Resep 1, min leeu's, dan groei die wilde hondpopulasie, selfs met min kos. Eenvoudig. Resep 2, die dodelike een, baie leeu's plus min kos. Dis 'n resep vir 'n ramp. Die populasie krimp blitsvinnig. Maar hier is die deurbraak. Resep nommer 3, baie leeu's, maar ook hoop prooi. Wel, dan groei die wilde hondpopulasie. En dis die hele geheim reg daar.
En hierdie grafiek, dis die aha-oomblik wat alles verduidelik. Sien, die sleutel is nie net die hoeveelheid leeu's nie, dis die verhouding tussen die leeu's en die hoeveelheid kos wat beskikbaar is. Dink so daaraan, as daar 'n feesmaal vir almal is die leeu's vet en gelukkig. Hulle pla die honde minder, en die honde het op hulle beurt genoeg kos om hul kleintjies groot te maak. So daai oorvloed van prooi, dis die geheime wapen. Dis die een faktor wat die hele paradoks oplos. So wat is die finale uitspraak in hierdie saak? En miskien nog belangriker, wat beteken dit alles vir bewaring in die groter prentjie? Kyk net gou weer na die syfers, want dis verstommend. Die populasiedigtheid van die hoogste in Afrika. Tropgrootes, groter as die meeste ander plekke. En hierdie een is ongelooflik. Die oorlewingssyfer van die kleintjies, 65%, is die hoogste wat ooit aangeteken is. Ooit. En die gemiddelde hond lewe vir 29 maande. So hierdie is nie 'n populasie wat net oorleef nie. Hulle floreer. Hulle is ongelooflik suksesvol. So wat is die groot les hieruit? Dis eintlik redelik eenvoudig. As ons wildhonde en hierdie kleiner bestuurde reservate wil beskerm, is die antwoord dalk nie om die leeu se getalle te probeer beheer nie. Nee, die slim skuif is om seker te maak daar's genoeg kos op die tafel vir almal. Fokus op 'n gesonde prooibasis. Wilde honde is duidelik ongelooflik aanpasbaar. Gee hulle net genoeg kos en hulle vind 'n manier om te oorleef, selfs met hulle aardsvyand wat net om die draai is. So, die storie van Glulo en Folosi gee ons 'n soort bloudruk, 'n resep vir hoe naasbestaan in 'n beheerde omgewing kan werk. Maar, en dis die groot maar, dit los ons met een laaste uitdagende vraag. As ons nou weet hoe om hulle binne 'n heining te red, wat gaan dit van ons vra om hul toekoms daar buite in die ware, ongetemde wildernis te verseker?